Nou, soos Bella gesê het, sê bietjie prys die Here. Ek het lekker gelag. Ons het dit nie gesien nie, maar het was nice. So, die laaste paar maande het ons 'n bietjie gaan kyk in die skrif en ons het gesien wat is en hoe lyk 'n effektiewe kerk, en dit het ons harte geroer, en ek is seker, wel die terugvoer wys dat daar is soveel van julle wat ook, die Here het julle harte geroer, en daar is 'n paar dinge wat weer in plek moes kom, en ons kyk bietjie terug na daai 7 gemeentes, en Jesus het nie gaan kyk na hoe groot die bywonings op Sondag was, of hoeveel programme daar was nie. Hy het ook nie gaan kyk na, hoe dynamisch die footprint of dit of dat in die plek was, want hulle was groot gemeentes gewees. Maar die Here het gekyk na die oorgawe, hy het gekyk na die toewyding, hy het gekyk na die motief van elke disipel in daardie plek. En dit het sy hart geroer, die mense se liefde vir God, en hy vra nog steeds, daai vra vandag nog, en hy vra nog steeds, hy sê, het julle my eerste lief, hou julle vas aan my woord, leef julle heilig, volhard julle onder druk, en is ek die middelpunt van jou lewe, en is ek die middelpunt van jou kerk. En ek dink daardie is die vraag wat my hart definitief getrek het, en ek dink dit is presies wat die Here gedoen het die afgelope paar jaar in ons gemeente, waar die fokus het verander, en God het ons voorberei, want sien, ek dink die Here roep ons nie om 'n groter gemeente te wees noodwendig nie, ek dink die Here roep ons op 'n plek waar ons in dieper verhouding met hom staan. En so alles gaan oor dieper wees saam met die Here. Want die kerk is geroep om mense voor te berei vir hulle ewigheid. En ons dink baie keer as ons kyk na, en ons is 'n familiegemeente, ons is 'n familie of 'n gemeente wat ingestel is op kinders, want ons is geneig om te sê, weet jy, die kinders sal eendag die kerk wees. Hulle sal klaar deel van die kerk. Nie eendag nie, van uitstel kom afstel. Hulle moet nou al deel van die kerk wees. En dit is hoekom het vir ons 'n prioriteit is, en dit is hoekom ons ruimte skep, selfs by 'n Sondagoggend, wat 'n erediens is, en vir party mense is dit miskien bietjie irriterend, ag, die kindertjies is al weer so, hulle is al deel van die kerk. En ons visie en ons fokus het geskuif, waar ons hierdie ouens akkommodeer en intrek, sodat hulle kan vrygelaat word in die passie en aanbidding, wat op hulle harte is. Maar ek en jy, ons is geroep in die diep spore van Jesus Christus te stap en te wandel. En ons begeerte is dat ek en jy, solank as wat ons deel van hierdie gemeente is, dat ons op 'n plek kom waar ons onmiskenbaar meer soos Christus sal wees, as wat mense ons onthou het vir wie ons was. En dit beteken dat ons geleer het hoe om God lief te hê, soos wat hy lief wil hê word, nee? Sê dit heel verkeerd, maar hy wil gelief hê word op 'n manier, en ons gaan dit vir hom gee, soos wat hy dit wil hê. Ons gaan leer om sy woord te vertrou, en ons gaan gelukkig wees om dit te gehoorsaam. Ons gaan die liggaam van Christus reg oor die wêreld, maar hierso eerste, gaan ons met 'n vrymoedigheid dien, met 'n vreugde. En ons gaan 'n gemeente wees wat die evangelie met vrymoedigheid uitleef, en in die gemeenskap natuurlik en openbaar. Sien, Sondagdienste is vir ons kosbaar, maar Sondag is nie die ultimate nie. Sondag is vir ons kosbaar, want dit is die plek waar familie by mekaar kom, om God saam te aanbid. Dit is waar ons onder sy woord sit, en deur sy gees versterk word. Maar dit is die beginpunt van die mandaat wat God vir ons gegee het, wat maandag begin. Maandag is ons in 'n wêreld wat korrup is en donker is, en dit is daar waar ons gaan beweeg van 'n Sondag gefokus na 'n weeklikse geloofslewe, waar ons impak maak vir ons koning in sy koninkryk. En dit beteken dat hierdie gemeente baie ernstiger gaan raak oor ons kinders, om hulle te leer dat van kleins af, dat Gees het die woord geskryf. Die Heilige Gees het die skrif aan ons kom openbaar deur mense, en dat die skrif het gesag oor elke gelowige. Waar tieners nie net emosioneel aangeraak word nie, maar dat hulle in 'n diep oortuiging stap en wandel, dat Christus is die enigste weg. Daar is nie 'n ander weg nie. Waar jong mense en jong volwasse ouens so toegerus word, dat in die werksplek hulle roeping met lof kan uitleef. Waar gesinne kan saamgroei,
Ek sê in die eerste diens, ons het bietjie van 'n probleem. Hier is meer vrouens in die gemeente as mans. En so dit wys vir jou die konflik wat in ons gemeenskappe is. Daar is minder mans betrokke by kerk as vrouens. En so ons het werk om te doen, maar ons soek gesinne wat saam kan groei en saam kan staan, waar 'n plek waar gebed is deel van ons asem. Dit is ons prioriteit. En natuurlik die evangelie word nie net gehoor nie, dit word toegepas, uitgeleef en gehoorsaam, elke dag. Paulus sê in Kolossense 1 vers 28 sê die volgende, hy sê, hom verkondig ons deurdat ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wysheid onderrig, sodat elke mens volmaak in Christus kan stel. En dit is presies wat ons roeping beskryf, is dat ons Christus gaan verkondig, dat ons lewens gaan neerlê, dat ons mense gaan toerus, dat ons mense gaan vorm om disippels van Christus te wees, en dat ons ingestel is. Die goal is volwassenheid in ons geloof. En wanneer mense praat van die bron, moet hulle nie net verwys nie. Ek sien nou die videoetjie verwys die hele tyd na die lekker worship en die lekker musiek en die lekker, maar dit is nie ons begeerte nie. Ek dink ons begeerte het geskuif. Alhoewel die preke, die aanbidding, die bedieninge, die vriendelikheid, die bedagsaamheid van ons, al ons volonteërs en die familiegevoel wat almal het wanneer hulle hier instap, daardie goeders is vir ons belangrik. En ons wil God in uitnemendheid aanbid en alles moet uitstekend wees. Maar ek dink een ding wat vir my uitgestaan het die laaste paar jaar, wat ek oor gebid het en waaroor ek droom is dat wanneer mense na die bron verwys en na my en jou verwys, dan verwys hulle na 'n gemeente waar Christus werklik sentraal is. 'n Gemeente waar die woord van God met oortuiging en liefde verkondig word, vreesloos, eerlik en opreg. Die bronne gemeente waar die Heilige Gees mense al hoe meer na sy beeld vorm en transformeer in die beeld en 'n natuurlike gemeente waar mense familie word. Waar ons mekaar ken. Ek ken jou by jou naam, jy ken my. Ons het al saam gekuier, ons het koffie saam gedrink, soveel soos wat dit moontlik is. Maar dit is wat mense van jou veronderstel is om te sê, dat jy is so woordbewus, so God gesentreerd. En dit is wat ons wil doen en bereik in hierdie tyd wat voor lê. En daarom sal ons, soos wat die tyd aangaan, sal ons meer goeders aan julle bekend maak. Maar as die Here ons hierdie genade gee, as hy vir ons gee waarvoor ons vra, dan gaan hy vir ons soveel meer gee as ons ooit kon gedroom het. Want sien, dan gaan ons nie net baie mense wees wat Sondag by mekaar kom nie. Ons gaan uiteindelik op 'n plek kom waar ons 'n gemeente is wat getrou is, soos wat God dit wil hê. Sodat ons ook eendag daardie kosbare woorde kan hoor. Well done, good and faithful. Dit is waarna ons verlang. En so Romeine 11 vers 36 sê die volgende, en dit is die laaste stelling. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. En aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En dit is wat ons verwag, dit is wat ons verlang, dit is waarvoor ons bid en afsonder, dit is wat ons die Here vertrou, want dit is 'n kerk wat iets gaan doen vir die koninkryk in 'n donker wêreld soos nou. Uncompromising. Nie bereid om te val onder die kultuur en die druk van die wêreld nie, maar om te staan omdat hy vir ons die krag gee, omdat hy ons inspireer en omdat hy sy lewe heel eerste neergelê het vir 'n klomp sondaars soos wat ons was. En nou is ons die geregtigheid van Christus, wat sy bruid verteenwoordig, wat sy koninkryk verteenwoordig, en ons gaan dit uitstekend doen, op 'n uitstekende manier met baie liefde vir God en vir mense. So ek hoop julle sien uit na die volgende 15 jaar, want dit gaan amazing wees. So bly ingeskakel. Ja. En ja, en ons vertrou die Here ook, want ons het al groot geleenthede gehad, goeders wat ons nie eens gedink het met ons kan gebeur nie, het die Here vir ons gegee. Ek meen, ons was plammers en ons is ingenieurs en ons is bedryfsielkundiges en een pastoor, en daar gee iemand ons 'n geleentheid om 1 miljoen mense in God se teenwoordigheid te kan lei, en soveel ander geleenthede, en ons is maar net doodgewone mense, geen professionele musikante of niks nie, en dit is die guns wat die Here vir ons gegee het, so ons vertrou die Here vir meer en meer dinge. Maar kom ons sluit ons oë, net weer eens, baie dankie dat julle ons gekies het om julle geestelike huis te wees. Ons is lief vir julle en ons is trots op julle, en
En onthou, as daar iets is wat ons vir julle kan doen, info@diebron.co.za, my ma, Rosemary, sal jou kontak. Maar kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, vandag buig ons harte uit dankbaarheid voor U. Ons sê dankie vir 15 jaar van goedheid en genade en trou. Here, ons dankie dat hierdie gemeente gebou is deur elke gelowige wat hier sit, met hulle gawes, met hulle liefde vir U. En Here, U wat ons so ver gedra het en tot hierdie plek gebring het, Here, ons vra U, dat U ons sal dra vir die volgende seisoen, verder en dieper in U wil. Here, soos ons in die toekoms instap, wil ons nie net ons eie planne bou nie, maar ons wil U wil soek. Lei ons deur die woord, vul ons daagliks, ons almal, met U gees, van die sole van ons voet tot die kroon op ons hoof. En ons vra vir wysheid. En wees groot in ons denke en ons harte, Here, sodat ons al kleiner en kleiner kan wees. En gee ons die moed om getrou te volg. En Here, U getrou te verkondig aan almal. Bewaar ons daaraan om nooit tevrede te raak met uiterlike sukses, terwyl ons harte ver van U af is nie. Mag ons U aanbid met ons lip en ons hart, met ons siel, met al ons krag. En mag ons 'n gemeente wees, wat U bo alles lief het. U woord met vreugde gehoorsaam en U naam ten alle tye verheerlik. Vorm ons al hoe meer na die beeld van Jesus Christus en laat ons kinders en ons jong mense en ons gesinne, elke lidmaat geestelik groei en volwasse word, sodat ons kan vrug dra wat U verheerlik, Vader. Maak van die bron en elke lid 'n gemeente waar Christus werklik sentraal is, waar die woord die fondasie is en waar mense familie word en waar die Gees lewens red en verander. Here, ons vra dit alles nie omdat ons het verdien, Here, maar om U te verheerlik. Want uit U en deur U en tot U is alle dinge. En aan U behoort die eer en die heerlikheid en die lof. Ons vra dit in die naam van die kosbare Seun Jesus Christus. Amen en amen.